wil ek graag met ons praat oor hierdie tema, naamlik gereedheid. Gereedheid. Ek wil vanmôre met ons praat oor die Here wat gereed is. Naamlik die Here wat gereed staan om te oordeel. Volgende Sondag wil ek met ons praat oor die wêreld is gereed. Dit klink miskien snaaks, maar dit sal wees na aanduiding van Psalm 2 vers 2, waar daar geskrywe staan, die konings van die aarde staan gereed, en die hooggeplaastes hou saam raad teen die Here en sy gesalfde. En dan die laaste boodskap in hierdie reeks oor gereedheid, die vraag aan u en my, is ons gereed? Is ons gereed vir wat aan die kom is? Ons lees vanoggend saam in Psalm 50, die eerste 7 verse. Dit is 'n psalm van Asaf. Asaf was nie net 'n digter nie, hy was ook 'n profeet. Psalm 50 vanaf vers 1. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, dis uit Jerusalem, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Tot sover. Ons teksvers is vers 6. Die hemele verkondig sy geregtigheid. Het is belangrik dat u dit sal onthou. Want God staan gereed om te oordeel. En dan kan u net ook dink aan vers 4 wat sê, hy, God, roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Maar wat belangrik is vers 6, die hemele verkondig sy geregtigheid. God staan gereed om te oordeel. Ons het reeds verlede Sondag en nie net verlede Sondag nie, die afgelope jaar en 'n half agtergekom dat ons leef in 'n tydvak wat anders is as alle ander tye. Dinge wat gebeur het met ons en in die wêreld wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Ernstige tye. En daar is 'n groot verwagting in die harte van baie kinders van die Here reg oor die wêreld dat iets gaan gebeur. Mag dit die wegraping wees. Amen. Hoe wonderbaar sal dit nie wees as die Here kom nie. As dit nie die wegraping is nie.
een of ander krisis wat die wêreld gaan tref, en ons sien al reeds die voorlopers daarvan, en 'n mens vra die vraag, is ons gereed daarvoor? Want vanmôre wil ek met ons praat oor God is gereed. Die Here staan gereed om te oordeel. En hy gebruik basyne wat blaas. Hy gebruik waarskuwings in die vorm van dinge wat in die hemele gebeur, die hemelruim en ook op die aarde. Ons teksvers sê die hemele getuig van sy geregtigheid, getuig van sy oordeel. Die hemele het 'n boodskap. En hierdie boodskap sê vir ons, die Here is gereed. Hy het in gereedheid gekom. Die Here staan gereed om te oordeel. Lukas 21 vers 25 sê, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Die jaar 2014 en 2015 het soveel van hierdie dinge waarvan Lukas 21 vers 25 praat. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom het so baie dinge in so kort tyd gebeur, ook in die hemelruim nie. Ons as gemeente is bekend met hierdie dinge. Joël 2 vers 31 sê, die son sal verander word in duisternis, praat van sonsverduistering, en die maan in bloed. Luister mooi, voordat die groot en die deurligtige dag van die Here kom. U kan dit ook lees in Handelinge 2 vers 20. Met ander woorde, wat die profeet Joël hier vir ons sê is, voordat die Here kom om te oordeel, gaan daar waarskuwings wees. Die hemele getuig van sy geregtigheid. God staan gereed om te oordeel. Daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. En Joël sê vir ons, hy sê daar gaan sonsverduisterings wees, die maan gaan soos bloed word, en Genesis 1 vers 14 is by ons bekend, en ek dink die meeste mense lees hierdie vers verkeerd. Genesis 1 vers 14 sê, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, dis die son en die maan en die sterre, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. En die meeste mense dink dat die son en die maan is daar om ons kalender op datum te hou. Dis waar volgens ons kalenders uitwerk. Maar as ons werklik gaan kyk na die oorspronklike taal, na die Hebreëus, dan sien ons dat die Hebreëse woord vir teken, wat sê dat die son en die maan en die sterre is tekens, dis die Hebreëse woord ouf, wat beteken 'n signal or 'n beacon or 'n flag. Met ander woorde, 'n sein wat na ons toe uitgestuur word, of 'n baken wat opgesteek word, of 'n vlag wat opgesteek word, wat vir ons sê, wow, kom 'n bietjie tot stilstand, kyk 'n bietjie wat gebeur, maak julle ore en maak julle oë oop. Die hemele getuig van sy geregtigheid. God staan gereed om te oordeel, sê ons teksvers. Daar's 'n teken wat opgesteek word, 'n vlag, 'n banier, 'n sein. Die woord vir vaste tye is Moadim, wat letterlik beteken appointed times, 'n vasgestelde tyd. So wat sê die Here vir ons reg in Genesis? Hy sê dat die son en die maan en die sterre is nie net daar sodat ons kalenders daar volgens kan maak nie. Nee, maar die son en die maan en die sterre is daar as tekens, as syne, signals, as waarskuwings dat iets
gaan gebeur? En die afgelope 2 jaar was ons bekend met hierdie verskynsels. Die sogenaamde bloedmaan tetrad, waarin daar ook tussenin 2 sonsverduisterings is. Nou ja, u wat onbekend is met hierdie dinge, ons het nie tyd om alles nou te verduidelik nie. Ons het in ons gemeente 'n reeks oor die bloedmaane wat u kan bestel. So, ek gaan nie baie daaroor praat nie, maar wat dit baie belangrik maak, is dat hierdie tetrad van 4 bloedmaane is nou maar die 8ste keer in 2000 jaar wat dit verskyn. Daar's baie bloedmaane in 2000 jaar gewees. Maar dit is die 8ste keer dat dit so verskyn, dat dit elke keer wanneer dit verskyn, dit op 'n Joodse feesdag val. Ook die 2 sonsverduisterings val op Joodse belangrike dae. Nou, ons weet dat ons amper aan die einde van hierdie tetrad is. Daar bly nog net 1 sonsverduistering oor. Daardie sonsverduistering val op Rosh Hashanah, die fees van die trompette, die 13de September van hierdie jaar, en dan die laaste bloedmaan, die 28ste September van hierdie jaar, en dit gaan nie net 'n gewone bloedmaan wees nie, dit gaan 'n supermoon wees. Dit beteken dat op hierdie stadium is die maan in sy omwenteling so naby aan die aarde, ek dink hy verskyn 20% groter as normaal. En wat dit nog meer intens maak, dit gaan oor Jerusalem verskyn. Op die loofhuttefees. So tekens aan die son en die maan en die sterre. Behalwe dit, op die 13de September, op Rosh Hashanah, is dit die einde van die Sabbatsjaar of die Shmita-jaar. En daaroor het ons ook baie in die gemeente gepraat. Daar is DVD's daarvoor beskikbaar. En ons besef wat gebeur het aan die einde van die afgelope aantal Shmita-jare. Ons visievoorsitter broer Willie Venter het ook 'n hele reeks gehou oor hoe hierdie Shmita-jare of hierdie Sabbatsjare ook 'n invloed gehad het of 'n weerspieëling was van die geskiedenis van die Afrikaner volk. God werk volgens 'n kalender. Die son en die maan en die sterre is nie net vir jou en my as kalender nie, maar ook vir God. Maar meer belangrik, so binnekort is dit die einde van die Shmita-jaar, maar asof dit nie genoeg is nie, begin daar op Tishri 10, dit is die 23ste September, begin daar die sogenaamde jubeljaar, wat elke 50 jaar plaasvind in die geskiedenis van Israel, en hieroor kan ons ook baie praat, miskien sal ons nog by 'n ander geleentheid, maar tydens die jubeljaar van 1917, het Israel die reg gekry om hulle eie land te kry. Tydens die jubeljaar van 1967 het Israel hulle stad teruggekry, Jerusalem. En wat gaan in hierdie jubeljaar gebeur? Wat binnekort aanbreek op Yom Kippur, die groot versoendag op die Joodse kalender. Alles dinge wat gebeur, die hemele getuig van sy geregtigheid. Wat is die boodskap van die hemele? Die hemele sê, die Here staan gereed om te oordeel. Ons skrifgedeelte, Psalm 50 sê, my God kom, en hy roep na die aarde, en hy roep na die hemele daarbo. Iets is aan die kom, mense.
verlede week of bietjie meer as 'n week was daar aan ons Westerkum 'n verskynsel wat mense gesê het die Bethlehemster was. Moontlik was dit so toe die Here gebore is, waarvan die wyse manne praat in Matteus 2 vers 2 toe hulle in die ooste was. Hierdie skrif sê nie hulle in die ooste dat die ster in die ooste kant was. Hierdie skrif sê hulle was in die ooste toe hulle sy ster gesien het. Want hulle kom van die ooste, wyse manne van die ooste. Matteus 2 vers 2 sê ons het sy ster in die ooste gesien. Met ander woorde, daar was 'n sterre fenomena 2000 jaar gelede tydens die eerste koms van Jesus na hierdie aarde. Die hemele het getuig dat daar gaan 'n koning gebore word. Hierdie wyse manne was bekend met Daniël honderde jare tevore. Hulle het sy geskrifte en sy wysheid het hulle bestudeer en toe hierdie verskynsel plaasvind, wat basies 'n nabykom was van twee planete in ons sonnestelsel, Jupiter wat 'n geweldige groot planeet is, en ook Venus. En nou op die 30ste Junie, bietjie meer as 'n week gelede, het dit sy klimaks bereik in die weste. U wat dit gesien het sal met my saamstem, daar was geen ander lig in die hemelruim so helder, behalwe die maan, wat natuurlik was ook volmaan. Weereens Jupiter en Venus. Matteus 24 vers 30 sê, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Matteus 24 gaan oor die wederkoms. Nou my broeder en suster, hierdie verskynsel wat plaasgevind het tydens Jesus se geboorte, vind nou eers weer plaas 2000 jaar daarna. Meer as 'n week gelede. Iets wat na 2000 jaar presies so gebeur. Ek het met my selfoon dit afgeneem. Nou hy het 'n applikasie wat wys hoe lyk dit eintlik as jy baie naby sou wees. So, dis wat jy daar sien. Jupiter, die koning planeet, met Venus, die koningin planeet. En ek het verlede Sondag so flissies daaraan geraak. Die koning en die koningin wat by mekaar kom. Die bruid en die bruidegom wat by mekaar kom. Die teken van die seun van die mens sal aan die hemel verskyn. Met sy eerste koms was daar 'n teken, 'n sterreteken. En my vraag wat ek vanmôre vra, ek kan nie vir u sê, dit is die teken nie, maar die vraag wat ek vra, is dit nie dalk die teken nie? Hoekom sal hierdie verskynsel nou plaasvind, na 2000 jaar, terwyl ons almal, of nie almal nie, 'n klein oorblyfsel, die wederkoms van die Here verwag. Die hemele getuig van sy geregtigheid. Die Here staan gereed om te oordeel. Dis die boodskap. Die son en die maan en die sterre is gegee as 'n waarskuwing om vir ons te sê dat God vasgestelde tye en afsprake het met die mensdom. Die Here werk volgens 'n kalender tot op die breekdeel van 'n sekonde. Psalm 19 vers 5 getuig hiervan. As jy by vers 1 begin, dan sê die hemele vertel die eer van God. Die uitspansel verkondig die werke van sy hande. Vers 5 sê, hulle meetsnoer, die hemel is 'n meetsnoer. Wat doen 'n mens
as jy 'n meetsnoer aanlê, dis amper om te sê oordeel. Daar gaan 'n oordeel gevel word. Hulle oordeel gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. En daai Psalm sê onhoorbaar is hulle stem, maar nie onsigbaar nie. Onhoorbaar, maar nie onsigbaar nie. Die Bybel sê vir ons, as ons na die hemelruim kyk, het dit vir ons 'n boodskap. Ons moet oplet na wat gebeur in die hemelruim. Daar's 'n vlag wat opgesteek word. Die Here staan gereed om te oordeel. Ek het hierdie op die internet gekry, dis oral oor. Onder andere skrywe 'n Russiese wetenskaplike hieroor. En hy sê, something is affecting the entire solar system. Daar's iets besig om die hele sonnestelsel te beïnvloed. Iets snaaks is aan die gebeur. Hy sê onder andere dat die son se magneetveld is 230% sterker as wat dit 100 jaar gelede was. 230%. Hy praat van die maan, wat sê dat die maan is besig om 'n atmosfeer te ontwikkel, wat daar nooit was nie. Around the moon there is this 6,000 kilometer deep layer of natrium that wasn't there before. As ons kyk na Venus, waarvan ons ook gepraat het, dan sê hy, there was a 2,500% increase in auroral brightness. Nou wat dit als beteken, weet ek nie. Ek het net grepe van hierdie man se werk gevat. Daar's hordes dinge wat besig is om in ons sonnestelsel te gebeur, waarvoor die wetenskaplikes geen verklaring het nie. Maar ek en u het vanmôre die verklaring, die woord van die Here sê, die hemele getuig van sy geregtigheid. God staan gereed om te oordeel, en daar word vir ons 'n vlag opgesteek, daar gebeur dinge. Is ek nie bevoorreg om in 'n uur te leef, waar ons die tegnologie het, om van al hierdie dinge te hoor en dit te sien nie. Maar nie net die hemele nie. Ons teksvers, of ons skrifgedeelte het gesê, God roep na die hemele daarbo, maar ook na die aarde daaronder. En nou sê Romeine 8 vers 22 tot 23, hy sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug, en tesame in barensnood is. En dan sê hy daar, nie net die skepping sug nie, hy sê, maar ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook. En ons is ook in afwagting op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar as ons dat die hele konteks daar kyk, dan kan ons dit saamvat, soos wat ons dit daar stel op die skerm. Hy sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug. Wat doen iemand as hy sug? Hy sug want hy kry swaar. Hy sug want hy's bekommerd. Hy sug want daar is 'n krisis. Die hele skepping sug en is in barensnood. Wat beteken dit? Daar gaan iets gebore word. Daar gaan iets gebeur. Iets is aan die kom. Nie net vertel die hemele dit vir ons deur die verskynsels wat daar plaasvind nie, maar ook op die aarde. Onder andere, Lukas 21 vers 11 sê, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees. Nie net aardbewings nie, groot aardbewings. U kan al hierdie goed self gaan navors. Dit is oral beskikbaar, hierdie inligting. En ek wil vanmôre net 'n paar sekondes stil staan. As ons praat van groot aardbewings, dan praat ons van aardbewings groter as 1.5 op die Richterskaal. Net in Junie verlede maand was daar alleen op hierdie aarde 2700 aardbewings groter as 1.5 op die Richterskaal.
U kan dit gaan opsoek by earthquaketrack.com, recent. In Junie maand, bietjie meer as 'n week gelede is 'n maand wat verby is, 2700 aardbewings groter as 1.5. Maar kyk nou maar net, ek het net na gister gaan kyk. Het u geweet dat daar gister 80 aardbewings op hierdie aarde was groter as 1.5 op die Richterskaal. Die grootste van hierdie aardbewings was 5.4 op die Richterskaal by die Karoo-eilande. Net gister alleen 80. Ek sal na die aarde roep, sê die Here, want God staan gereed om te oordeel. Hierdie goed is nie uit iemand se duime gesuig nie, dit is goed wat wetenskaplik nagevors word. Dit gebeur rondom ons, maar weet jy, dit verskyn nie meer op ons nuus nie. Wel, ek weet nie, want ek kyk nie televisie nuus nie, dalk verskyn dit daar. Het hierdie aardbewing van gister op die nuus verskyn, u wat kyk? Niemand nie, niemand skud hulle dat dit ja is nie. Maar daar was 80. 5.4 is 'n groot aardbewing. Saam met aardbewings is daar natuurlik vulkaniese uitbarstings. The most recent study by the USGS, dit is mense geologiese navorsers, find that there were more than twice as many big earthquakes in the first quarter of 2014 as compared with the average since 1979. So wat hy sê is sedert net in verlede jaar se eerste kwartaal was daar 2 keer meer groot aardbewings as die gemiddeld vanaf 1979. We have recently experienced a period that has had one of the highest rates of great earthquakes ever recorded, said lead study author Tom Parsons, a geophysicist with the US Geological Survey in California. It seems that earthquakes and volcanic activity is on the rise, and according to many scientific experts, we can expect more in the new future. Kom uit die Costa Rica News. Nou, wie van u weet dat daar gister 5 lughawens in Indonesië gesluit is? As gevolg van 'n weeklange vulkaniese uitbarsting in Oos-Java. 5 lughawens. 'n paar maande gelede, dit kan al meer as 'n jaar wees, was tot Heathrow lughawe gesluit. Kan jy onthou oor daardie groot vulkaniese uitbarstings? Dis goed wat al meer en meer en meer gebeur. Want God roep na die aarde en die hemele getuig van sy geregtigheid en die boodskap wat aan ons gestuur word is, die Here staan gereed om te oordeel. En wetenskaplikes sit op hete kole oor 'n potensiële vulkaniese uitbarsting in Amerika. Is dit Yellowstone? Wie van julle het al gehoor van Yellowstone? Nou mense sê as daardie ding gaan ontplof, gaan daar vir 3 dae duisternis op die aarde wees. Soos wat daardie vulkaniese wolke om die aarde gaan die as en die rook veroorsaak. Weet jy of dit so gaan wees nie? Maar hulle weet nie wanneer hy gaan ontplof nie, maar dat dit gaan gebeur. Dit sê hulle moet een of ander tyd plaasvind. Is ons gereed, my broeder en suster? Ek gaan oor 3 weke met u praat, is ons gereed? As die Here nie kom nie, en so iets moet gebeur, ons het as gemeenteraad moeite gedoen,
om vir u te sê, u moet begin om kos by mekaar te maak. U moet begin om u self, soos 'n mens in goeie Afrikaans sê, op te gear vir moontlike krisisse. U moenie wag totdat dit gebeur nie. So ek en my gesin, ek en my 3 seuns met hulle vrouens begin 'n reëlings tref, toe kom ons agter, ons weet nie waar om te begin nie, ons weet nie waar om te vat en te los nie, en ons het net besef, ons moet iewers begin, want as jy nie gereed gaan wees die dag as dit gebeur nie, gaan daar soveel verwarring wees, jy gaan niks in jou hand hê nie. Meer daaroor oor 3 weke. En jy kan maar in jou hart lag, Pastoor van As, baie mense het al so gedink, hy is van sy trolley af. Mag ek van my trolley af wees? Dan hoef u nie bekommerd te wees nie. Maar wat as ek reg is? Wat as ons reg is? God staan gereed, my broeder en suster, om die wêreld te oordeel. Ek is amper aan die einde van my boodskap. Die Here roep na die aarde, sê Psalm 50, Hosea 4 vers 1, hoor nou mooi. Dit is asof dit beskryf wat vandag gebeur. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak. God staan gereed om te oordeel. Die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Gaan volgende week meer daaroor praat, oor hoe dat die wêreld die grootste rebellie beleef teen God as wat hy nog ooit beleef het. Maar God is gereed vir dit. Daar's geen trou, geen liefde, geen kennis van God in die land nie. Vers 2 sê, hulle sweer, staan met hulle hande op die Bybels en hulle sweer en hulle lieg en hulle moor en hulle steel en hulle pleeg oorspel, hulle breek in. Kan iemand amen sê? Of eina? Want dis die waarheid, sodat bloedbad aan bloedbad raak. Weet jy, dis nie meer snaaks om te hoor, daar's vandag 20 mense deur ISIS onthoof nie. Ons praat daaroor asof ons praat oor hoe lekker is die koffie wat ons nou drink. Dis nie meer snaaks om daagliks te lees van selfmoordbommers nie. Hier in ons eie vasteland, hier in ons eie Suid-Afrika. Bloedbad raak aan bloedbad. Dit beskryf ons tyd. Die Here sê, ek het 'n regsaak met die aarde. Ek het 'n regsaak by die land. Vers 3. Hoor nou mooi. Daarom treur die land en alles wat daarop woon kwyn weg. Die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja ook die visse van die see kom om. Kan ek dit weer lees? Die land treur, alles wat daarop woon kwyn weg, die wilde diere van die veld, die voëls van die hemel, ja ook die visse van die see kom om. Ek wonder of u weet dat daar die afgelope paar maande geweldige visvrektes, dierevrektes, pluimveevrektes, voëlvrektes, byvrektes is reg oor die wêreld, en net soos wat daar mense is wat die aardbewings navors en kyk waar dit gebeur en dit neerpen, soos daar mense wat ook hierdie dinge navors. Onder andere hierdie mense. Below is a collection of animals mass die-offs from around the world for 2014 to 2015. Hulle sê millions of fish and massive numbers of whales and dolphins
are washing ashore dead. En dan, as jy hulle goed gaan lees, dan sê hulle, in die meeste gevalle staan die wetenskaplikes radeloos, hulle weet nie wat die oorsaak is nie. Ek en jy weet vanmôre, God het 'n regsaak met die land. God het 'n regsaak met die wêreld. God roep na die aarde en hy staan gereed om te oordeel. Hierdie is basyne wat blaas en tekens wat sê ons moet onsself, ons huise in orde kry, ons lewens met God regmaak. Dis tyd om los te kom van die wêreld en vas te kom aan God. Daar's horde sulke dinge. Ek gaan net 'n paar dingetjies wys. Net goed wat sommer gister en eergister gebeur het. Vandag is dit die 12de. 12 Julie 2015. Maar 9 Julie, dis 3 dae gelede, het daar meer as 12.000 baby alpakas in Pino gesterf. Die sneeuwwêreld weens 'n ekstreem buitengewone koue. 12.000 van daardie goedjies het gesterf. Nou, 3 dae gelede. 2 dae voor dit, op die 7de Julie 2015, USA, thousands of fish are mysteriously dying at Flanners Beach, North Carolina. Hulle verstaan nie. Duisende tonne vis sterf in Amerika op die 7de Julie. Aan die ander kant van die wêreld op die 8ste Julie 2015, dis die goed wat 10 jaar terug gebeur het, dit hierdie afgelope week gebeur. In China, a fish mass die off in Anhui. En dit gebeur, ek het net hier en daar geraak. U kan dit self gaan navors. Tik net in op Google, mass animal die-offs, en u gaan alles kry, wat ek vanmôre vir u sê. Op Julie die 6de, 2015, Honduras, hundreds of birds die in coastal San Lorenzo. Dis iets wat baie gebeur het die afgelope. Die voëls val uit die lug. Die voëls val uit die bome. Duisende. Op 'n onverklaarbare manier. Ek en jy weet, wat 'n voorreg dat jy vanoggend in hierdie kerk kon wees. Om te hoor waaroor dit eintlik gaan. Dis nie vir die wetenskaplikes om te weet nie. Ek en jy weet. God roep na die aarde. Die hemel getuig van sy geregtigheid. Die aarde treur. Alles wat op die land woon, kwyn weg. Hoekom? Dis 'n boodskap. Die Here staan gereed. Hoor jy vanmôre? God is gereed om die wêreld te oordeel. Die 14de Mei, honeybees dying, situation unheard of. Nog nooit is daar so iets gehoor nie. The Washington Post. In Amerika en wêreldwyd is die byebevolking besig om op 'n onverklaarbare wyse uit te sterf. Dit gaan in sommige lande so erg dat hulle mense moet instuur om die plante kunsmatig te bestuif. Wat gebeur as die bye verdwyn? Wat is die eerste gevolg? Hongersnood. Want daar gaan nie voedsel wees nie, want daar's nie bye om die plante te bestuif nie. God het 'n regsaak met die land. Sê Matteus 24 nie onder andere dat saam met die aardbewings op verskillende plekke daar ook hongersnood en pestsiektes gaan wees nie. Die Here staan gereed om te oordeel. Daar het ek net 'n paar foto's vir u gesit van dierevrektes. Daar kan u sien dolfyne. Kyk daar die bokke, net waar jy kyk.
Daardie, as ek dit nie mis het, was bokke iewers op die aarde, waar amper die helfte van daardie spesifieke boksoort uitgesterf het. Kyk hoe lê die beeste in die strate. Hulle vrek op onverklaarbare wyse. Dink maar net aan wat nou in Amerika gebeur het met die bird flu, die voëlgriep wat daar uitgebreek het. Dit is so erg dat hulle miljoene hoenders moes slag. Amerika het nie eiers nie. 'n Eiertekort, behalwe nog hoendervleis. Sefanja 3 vers 8, ek is aan die einde van my boodskap sê, daarom verwag my, spreek die Here, op die dag wat ek my gereed maak vir die buit. Want dit is my strafoordeel, om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Verwag die Here, want hy staan gereed om te oordeel. Die Here sê, as ons hierdie dinge sien, die hemele wat roep, die aarde wat getuig, maniere wat die Here vir ons opsteek, basyne wat hy blaas, dan sê hy, verwag my. Matteus 16 vers 27 sê, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Nie net die Vader nie, maar ook die Seun staan gereed. Daarom sê Handelinge 17 vers 30, hierdie woorde in vers 31, hy sê, God het dan nou die tye van onkunde oorgesien. Leef ons in 'n tyd van onkunde? Baie mense is onkundig oor die woord, maar ons leef nie in 'n tyd van onkunde meer nie. Nog nooit was daar soveel kennis. Nog nooit was ons so ingelig. As iets nou gebeur, dan kan ek binne sekondes, kan ek 'n foto van u neem en ek kan dit na Siberië toe stuur, binne sekondes. Die tye van onkunde is verby. Duisende jare, tot aan die begin van hierdie eeu, was die vinnigste manier van vervoer deur op 'n perd se rug te ry. Tot 100 jaar gelede. En van daar af het alles ontplof, die laaste 100 jaar. Ons leef in 'n uur waarin die kennis op die punte van jou vingers daar is. Waar het jy gedink ek kan met 'n selfoon die sterrehemel afneem? En dat daai selfe selfoon vir my 'n prentjie wys van hoe lyk dit van naby. Nou sê hy daar in Handelinge 17 vers 30 en 31, hy sê God het dan nou die tye van onkunde oorgesien. Dis asof die Here sê, die mense wat in onkunde geleef het vir duisende jare, hulle sal nog 'n verskoning hê. Maar ek en jy het nie 'n verskoning nie. God het dan nou die tye van onkunde oorgesien en verkondig aan al die mense oral dat hulle tot God moet bekeer. Omdat vers 31 sê, hy 'n dag bepaal het waarin hy hierdie wêreld in geregtigheid sal oordeel. En hy het aan almal daarvan bewys gelewer deur hom uit die dode uit op te wek. Daar's 'n dag bepaal. Daar's 'n datum bepaal. Die Here staan gereed om te oordeel. Is ek en u gereed? As jy gereed is, het ek vanmôre vir jou 'n blye boodskap.
Want God staan nie net gereed om te oordeel nie. Prys die Here. Vir die kinders van God staan hy nie gereed om te oordeel nie. Wat sê die woord van die Here in Jesaja 38 vers 20? Hy sê die Here staan gereed om my te verlos. Die Here staan gereed om ons te verlos. Daarom sal ons op my snaarinstrumente speel al die dae van ons lewe by die huis van die Here. God staan gereed om sy kinders te verlos. Moenie vanmôre hier uitstap. Wat van my besittings, wat van my geld, wat van my toekoms, wat van my dat en wat van my dit. Ek kom los van daardie dinge. Moenie huil oor goed wat vergaan. Moenie huil oor die dinge wat diewe kan steel en goed wat kan verroes en kan verniel nie. As jy daaraan vas is jy nog nie gereed nie. Mag God ons help om los te kom. As ons los is van hierdie dinge, kan jy weet, God staan gereed om ons te verlos. Wat 'n boodskap. Dis wat Lukas 21 vers 28 sê. En as hierdie dinge begin gebeur, nie wanneer dit klaar gebeur het nie. Wanneer kom hy ons verlos? Wanneer hierdie dinge begin gebeur. Dank God. As hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Want die Here staan nie net gereed om te oordeel nie. Hy staan ook gereed om ons te verlos. Kom ons buig ons hoofde. Ons bid saam. Here, baie, baie dankie vir hierdie genade voorreg om vanmôre in hierdie gebou te kon wees. Ag, my God, daar is baie wat dit nie wil hoor nie. Wat dink as hulle dit nie hoor nie, gaan dit nie gebeur nie. Maar o Here, wie is ons? Ons verdien niks van hierdie genade nie. U waarsku ons omdat U 'n behaag het in ons, omdat U ons liefhet, omdat U omgee, want U kom nie om ons te oordeel nie. U staan gereed om U kinders te verlos. En ons wil verlos wees, Here, en ons vra vanmôre, verlos ons. Help ons om saam met U in gereedheid te kom. U is klaar gereed. Help ons om gereed te wees. Here God, sal U elke oor wat na hierdie boodskap vanmôre geluister het en sal luister op die internet of op die DVD's, sal U dit salf, Here, sal U harte aanraak, sal U die oorblyfsel laat ontwaak, Here God, dat ons besef die uur waarin ons lewe. Help ons, Here. Here, sal U gee dat hierdie woorde ons sal agtervolg. O God, as hier vanmôre iemand in hierdie gebou is wat besig is om met U genade te speel. As hier vanmôre 'n seun of 'n dogter of 'n man of 'n vrou of 'n ouer persoon is wat besig is om te rek aan U genade, vra ek dat so 'n persoon nie sal rus vind nie. Here God, ek vra dat U Heilige Gees sulke persone sal agtervolg. Here, sal U hulle slaap wegvat. Sal U kinders onrustig maak. Want dit is tyd om die Here te soek. Ek bid dit in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen.